Goed, die gedeelte waarmee ons besig is Korah en Datan Abiram. Wat doen hulle? Hulle kom in opstand en hulle het 250 manne, die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. En wat doen hulle? Hulle betoog, hulle sê, vers 3, en hulle het by mekaar gekom teen Moses na Aaron en aan hulle gesê, is nou genoeg van die hele vergadering, hulle almal is heilig, en Jahwe is in hulle midde. Waarom verhef julle heel dan vir die vergadering van Jahwe? So wat sê hulle? Hierdie uitkiesery, dat net party, is verkeerd. Ons is almal. En toe kom hulle in opstand, en hulle wil nie eens luister na Moses nie, en toe sê hy, kom, God sal met julle afreken. Nou sê Vader in vers 21, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Vers 26, daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle tog van die tente van hierdie goddelose manne, en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. Wat is die sondes? Wat is die groot probleem? Vader het gesê, die Lewiete sal die tempeldiens doen, en Aaron en sy seuns sal priesters wees, van geslag tot in ewigheid. En hier kom hierdie mense en sê, nee, maar ons ook, ons wil ook. En Vader sê, skei julle af, vers 28, toe sê Moses, hieraan sal julle weet, dat Jahwe my gestuur het, om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart uit is nie. Ok, wat gaan nou gebeur? Ons weet wat gaan gebeur, die aarde gaan oopskeer en hierdie mense insluk. Hoekom? Wat sê Moses van homself? Hieraan sal julle weet, dat Jahwe my gestuur het, om al hierdie werke te doen, dat hierdie werke nie uit my eie hart is nie. Wat sê hy van hierdie ander mense? Hieraan sal julle weet, dat Jahwe hulle nie gestuur het nie, om al hierdie werke te doen nie, dat hierdie werke wat hulle wil doen, uit hulle eie hart is. Dis die probleem. Hulle het gesê, ons wil ook, ons kan ook. Moses sê, julle kan nie, God het julle nie gestuur nie, hy het my gestuur. Hy het Aaron gestuur. As hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe, en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het Jahwe my nie gestuur nie, en hier is ons 'n toets. Hy sê, toets dit aan. As hulle op 'n normale manier doodgaan, God my nie gestuur nie. Maar as Jahwe iets nuuts skep, en die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind, met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doodryk afdaal, dan sal hulle weet, dat hierdie manne Jahwe verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die stoeters. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doodryk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom by die vergadering. Wat 'n gesig, wat om te sien. Ek dink enige mens sal hom mors doodskrik as jy dit sien. Jy sal tot in ewigheid 'n vrees vir die Almagtige hê, want hier is mos nou abnormaal. En Moses het nou net gesê dit gaan gebeur, en daar gebeur dit. Maar, ironies, gebeur dit nie. En die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug van hulle geroep, want hulle het gesê, dalk verslind die aarde ons ook. Toe het die vuur van Jahwe uitgegaan, en die 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. Hierdie belangrike ouens, manne van naam, uitgekies uit die volk, om leiers te wees, en hulle sê, maar ons kan ook die werk van die priesters en die leviete doen, en daar kom vuur en verteer hulle. En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, sê aan Eliezer, die seun van die priester Aaron, dat hy die vuurpanne uit die brand moet wegneem, en die vuur weg moet strooi, want hulle is heilig. Wat is heilig? Die panne, naamlik die vuurpanne, van die mense wat gesondig het, ten koste van hulle lewe. En daarvan moet dinplate geslaan word, as 'n oortreksel vir die altaar, want hulle het die voor die aangesig van Jahwe gebring, daarom is hulle heilig, en hulle sal vir die kinders van Israel 'n teken wees. So hierdie vuurpanne waarmee hulle nou hierdie vreemde vuur gebring het, wat hulle nie moes Eliezer gaan red, uit die vuur uit, hy moes uittrek, anders wat gaan smelt, en daarvan dinplate slaan, en dan die altaar daarmee oortrek. Hoekom? 39, toe hierdie priester Eliezer die koper vuurpanne geneem, wat die mense wat verbrand het, gebring het, en hulle het dit plat geslaan as 'n oortreksel vir die altaar. Nou, in denking van die kinders van Israel, voordat 'n onbevoegde, wat nie uit die nageslag van Aaron is nie sal naderkom om reukwerk voor die aangesig
van Jahwe aan die brand te steek nie. Kyk, wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle was nie die nageslag van Aaron nie en hulle het die priesterampt opgeneem. Wat gebeur as jy dit doen? Wel, hulle is met vuur verteer. Wat het gebeur toe Saul dit gedoen het? Hy is as koning verwerp. Wat het hy gedoen? Het die offer gebring. Mag hy dit gedoen het? Nee, mag dit nie gedoen het nie. Sodat hy nie word soos Korag en sy bende nie. Dis wat gebeur as jy jouself aanstel as 'n priester en jy's nie 'n priester nie. Soos Jahwe aan hom deur die diens van Moses gesê het. Wat van Joshua? Is hy 'n priester? Is hy dalk 'n hoëpriester? Is hy uit die nageslag van Aaron? As hy nie is nie, mag hy wees. Hoe werk dit? Maar kom ons kyk. Hebreërs 5. Blaai Hebreërs 15. Nou vir baie van ons is dit bekend, maar jy kan nooit te oortuig wees, te bekwaam wees om te sien wat jy aan die gang is. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Maar Jahwe het Joshua verheerlik, wat vir hom gesê het, "U is my seun, vandag het ek u gegenereer." Nou dit lees ons in die Psalms. En wanneer het dit gebeur? Dit lees ons in Handelinge. Ek dink is Petrus wat dit sê, toe hy hom uit die doodheid opgewek het, toe Vader Joshua uit die doodheid opgewek het, het die Psalm in vervulling gegaan wat gesê het, "Vandag het ek u gegenereer." Dit beteken, vandag het ek u uit die doodheid opgewek. Nie dis sy begin nie. Hy het nie begin toe hy uit die doodheid opgewek is nie. Hy is van ewigheid af. Soos hy ook op 'n ander plek sê, vers 6, "U is priester vir ewig volgens die orde van Aaron." Nee, totaal onwettig. Wat gebeur as Joshua volgens die orde van Aaron is? Die aarde moet hom inslag. Presies wat met die ander gebeur het wat dit gedoen het. Of die vuur van die vuurpanne moet hom verdelg. Hy mag nie. God is konsekwent en hy is wettig en hy is regverdig. Hy sal dit nie toelaat nie. Maar hy is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dis 'n ander orde. So hoe lyk dit? Wat gebeur het as Joshua daar was, die dag toe Aaron gesalf was as hoëpriester van Israel? Hy sal 'n buitestander gewees het. Hy is aan een kant gestaan het, want hy is van die stam van Juda. Dit sou sy hoëpriester gewees het. Maar nou is hy self hoëpriester, maar volgens 'n ander orde. Is Aaron deel van hierdie orde? Hy is nie. Hy is die orde van Aaron, die eerste verbond. En Joshua is die orde van Melchisedek. 7. Hy wat nie daar van sy vlees en gebede en smeking met sterk geroep en trane aan Jahwe geoffer het, wat hom uit die dode kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou, ek wil nou nie in detail ingaan wat hier staan nie, maar wat beteken dit? Hy het nie geweet wat dit is om ongehoorsaam te wees. Hy het nie geweet wat dit is om te kan kies vir die verkeerde nie. Hy het dit geleer. Hoe het hy dit geleer? Om 'n vleeslike liggaam te ontvang wat geneig is tot die sonde en weerstand te bied. Dis wat dit is. Toe het hy gehoorsaamheid geleer. Hy verstaan nou wat dit is om gehoorsaam te wees. Hy verstaan wat dit is, hoe moeilik dit is om gehoorsaam te wees. En nadat hy volmaak is, hy het dit reg gekry, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nie Aaron nie, dis 'n ander orde. Waar is die orde van Aaron? Dit het gestop. Is daar nog priesters? Vandag se Jode sal sê, ja. Maar daar is nie. Die priesterorde van Aaron het opgehou die oomblik toe Joshua die dood het opstaan. Toe is daar 'n nuwe priesterorde met 'n nuwe hoëpriester. En waar is die ou verbond? Is afgehandel. Wat 'n deel? Elke deel. Hoe werk 'n testament? Oorvleuel testamente? Nee, 'n Nuwe Testament vervang 'n Ou Testament. Altyd. 'n Prokureur gebruik nie die voorlaaste testament en die laaste testament van 'n gestorwene om te bepaal wie wat erf nie. Die voorlaaste testament het geen sê meer nie. Maar die laaste testament is die geldige ene. So daar is nie nou twee testamente nie. Daar's nie half en half 'n nuwe een en half 'n oue en ons voeg hulle so by mekaar in nie. Die ou verbond is vervul. Hy's verby. En die nuwe verbond bevat al die inligting
vir die erfgename. Ons hoef nie die vorige verbond te vra, wat is die erflating nie. Ons kan al die inligting kry in die nuwe verbond. Mense gaan terug na die ou verbond toe, want hulle verstaan nie die wet van die nuwe verbond nie. Maar ons kan dit nie doen nie. Jy kan net sowel na die moslimwet toe gaan, en daar volgens lewe, want dit het geen gesag binne die orde van Melchisedek. Die orde van Melchisedek se eie wet.